Baie welkom by die Moerdijk Gedenklesing, die eerste een vir die jaar. En dis ook die afskop van ons direksieberaad. So ons is baie geëerd dat julle almal hierso kan wees saam met ons vandag. Ek wil graag vandag begin met skriflesing en gebed en dan waarna ons dan sal aangaan met die res van die program. Goed, so ek gaan vir julle lees uit Spreuke van Salomo 2, want dit handel oor die waarheid, die waarde van wysheid. En dit is, ek dink, 'n baie relevante onderwerp waar ons ook dan vanaand wil 'n bietjie verder hoor en besin. Maar mens moet ook besef dit wat die geestelike waarheid is, jy weet, en wysheid is. Goed, so ons kyk na 2 vers 3 tot 8. Ja, as jy na die insig roep, na die verstand jou stem verhef, as jy daarna soek soos na silwer en dit naspeur, soos verborgde skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind. Want die Here gee wysheid uit sy mond, kom kennis en verstand. En hy bewaar hulp vir die opregtes. Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel, deurdat hy die paaie van die reg bewaak en die weg van sy gunsgenote bewaar. Hierdie vers spreek, hoe ek dit sien, is dit is 'n verhouding tussen die menslike inspanning en die goddelike openbaring. Dit spreek tot die soeke van wysheid, maar ook 'n diepte eer, ontzag en die erkenning van God se soewereiniteit. Die doel van die wysheid is nie net om slim te wees nie, in die wêreldse dinge nie, maar om God te ken, want hy gee vir jou die ware wysheid. Goed, sal ons die oë sluit en dan bid. Dankie. Here, die bron van alle waarheid. Ons kom vandag voor U met 'n hart wat smag na insig. U woord leer ons dat wysheid nie sommer net gebeur nie, maar dat gesoek moet word soos silwer en gedelf moet word soos 'n verborgde skat. Gee ons die dissipline om ons stemme te verhef en te roep om verstand. Help ons om nie tevrede te wees met die oppervlaktige antwoorde van die wêreld nie, maar om dieper te grawe in U waarheid. Skerp ons verstand en maak ons gees ontvanklik vir U stem. Dankie dat U 'n vrygewige God is, wat wysheid gee aan almal wat dit in geloof vra. Laat U Gees ons lei, sodat ons keuseswoorde en U gedagtes sal eer. Amen. Dis sy. Goed, so nou kom ons by die program uit. So vanaand wil ons praat oor kunsmatige intelligensie. So want dit speel vandag 'n al groter rol in die manier waarop ons werk, leer en inligting verwerk. Dit kan groot hoeveelhede data ontleed, patrone identifiseer en binne sekondes antwoorde verskaf. Hierdie ontwikkeling laat egter 'n belangrike vraag ontstaan wanneer ons oor die verlede praat. Kan tegnologie die taak van historikus oorneem? Die studie van geskiedenis behels immers meer as net ordening van inligting. Dit vra die kritiese lees van bronne, die beoordeling en van betroubaarheid daarvan, en die vermoë om stiltes of weglatings en perspektiewe raak te sien wat nie altyd duidelik in die rekord verskyn nie. Die verlede bestaan nie net uit wat bewaar en gedigitaliseer is nie, maar ook uit wat verlore raak of wat nooit opgeteken is nie. Ons spreker gaan vandag juis oor hierdie vraag besin in sy voordrag met die titel Die onsigbare argief, hoekom kunsmatige intelligensie nie ons geskiedenis heeltemal kan vertel nie, 'n besinning oor gedigitaliseerde bronne en die onmisbare rol van die historikus. Ek wil julle graag voorstel aan Dr. Pierre Edwards. Hy het gematrikuleer in 1970 aan die Afrikaanse Hoërsteenskool. Hy verwerf sy BA-graad met die hoofvakke geskiedenis, wiskunde en sielkunde met lof aan die Universiteit van Pretoria, waarna hy 3 jaar dosent in die departement geskiedenis is. Hy behaal 'n meestersgraad met lof in geskiedenis en 'n doktorsgraad in geskiedenis aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat. Hy was in 1992 die beste student in die onderwysbestuursdiploma kursus van die Onderwys College vir verdere opleiding en behaal die kwalifikasie met lof. In 2021 verwerf hy 'n tweede doktorsgraad in geskiedenis aan die Universiteit van Pretoria.
In 1979 is hy aangestel as wiskunde- en geskiedenisonderwyser aan sy alma mater en in 1992 as hoof, 'n posisie wat hy 27 jaar tot met sy aftrede in 2018 sou beklee. Dr. Edwards dien op die onderwyskommissie van Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Hy ontvang die Akademie se Elizabeth C. Steyn Medalje vir opvoedingswerk deur medium van Afrikaans op die gebied van praktiese onderwys en opvoeding. Die FHK se toekenning vir uitnemende onderwys is ook aan hom toegeken. Pierre Edwards het tussen 1977 en 1984 in 89 wedstryde vir Noord-Transvaal as heel agteruit gedraf, insluitende 7 agtereenvolgende Curriebeeker finale. Hy verwerf Springbok-klere in 1980. Hy is getroud met Reina Edwards, Springbok hockey speelster en het 2 dogters en 4 kleinkinders. Hoewel hy in 1953 in George in die Kaap-provinsie gebore is, is hy sedert 1955 'n Pretoriaaner in murg en been. Hy roem dan ook onbeskaamd daarop dat hy, met die uitsondering van sy dienspligjaar in die SA vloot, sy hele lewe binne 'n radius van 3 km om Affies, die Ooskerk en Loftusversveld gewoon, studeer en gewerk het. Help my asseblief om hom te verwelkom na die verhoog. Dames en heren, ja, ek voel nou soos daai ou baas wat hier in 1981 die Laingsburg vloedramp oorleef het. Ek dink baie van u, as ek so na u kyk, is my ouderdom. U sal dit onthou en ongelukkig het die ou baas die res van sy lewe almal se plesier versondig deur oral waar hy gekom het vir hulle te sê, maar ek moet julle vertel van hierdie vloedramp wat ek oorleef het. En gelukkig is hy op 'n redelike jong ouderdom oorlede, maar hy kom toe daarbo by Petrus en van dag 1 sê hy vir hom, maar ek wil die gehoor toespreek, dis nou in die hemel, ek wil die gehoor toespreek oor daai Laingsburg vloedramp. En Petrus het aanvanklik vasgeskop, maar later het hy maar bes gegee. En net voordat hy die ou baas aan die woord stel, toe sê hy vir hom, ek wil net waarsku, Noag is ook in die gehoor. Nou, dames en heren, dis hoe ek vanaand voel met soveel kundige mense in die gehoor, wat self al paar geskiedenisboeke geskryf het. Ek gaan nou nie hier name noem nie, maar hier is 'n hele paar van ons voorste historiese in die gehoor vanaand. So ek is deeglik bewus daarvan. Dames en heren, kan ek op 'n persoonlike noot net vir die Erfenis Stichting sê baie dankie vir hierdie uitnodiging, en ek moet bieg hierdie wonderlike ikoniese gebou van Gerard Moerdijk het geen rol in my grootwordjare gespeel nie. Trouwens, ek dink ek was al diep in die 30's toe ek die eerste keer by hierdie monument gekom het, maar 'n ander ikoniese gebou, ek moet nou net versigtig hier, daar sê, wat wel 'n groot rol in my lewe gespeel het, is die Ooskerk, wat toevallig 100 jaar gelede het hulle begin met die bou van die Ooskerk. En per toeval is ek die afgelope 2 Sondae daar in die Ooskerk, dames en heren, en toe tref het my met 'n groot spoed. Hier is ek besig met die Gerard Moerdijk lesing, en ek het nooit die kloutjie by die oor gebring om te besef, maar dat hierdie ikoniese kerk, wat in 1928 ingewy is, so 'n ongelooflike rol in my lewe gespeel het nie. Dames en heren, ek het 5 minute se stap van die Ooskerk af groot geword. Ek was daar Sondagskool, ek gaan hier nie veel met van watter jare het was nie, maar van standaard 2 af, katekisasie daar gehad, ek is aangeneem daar, ek kan die presiese dag en datum onthou in Januarie 1970, glo het as jy wil, dit was op die stigtingsdatum van Affies, 28 Januarie, so dis hoekom ek het onthou het.
Dames en here, ek was diaken daar. Ek het my vrou, wel, sy het my daar die eerste keer raak gesien, sy hou tot vandag toe vol, ek het geslaap in die diakensbanke. Ek is getroud in daai kerk, en natuurlik, omdat ek op Affies, soos jy nou gehoor het, omtrent my hele lewe was, het ek daar op Affies se sportvelde terloops, dames en here, dis nie ek wat daar in aksie is nie. Daai foto is in 1932 geneem, met die opening van die atletiekbaan. Maar daai kerk was, jy het nou gehoor, ek het my hele lewe in die omgewing van die Ooskerk in Affies deurgebring, en ek het vir 'n oomblik verlede Sondag gedink, miskien moet ek nou terwyl Dominee Paulus preek, dalk sommer net so 'n foto van hom neem, maar toe het ek besluit, nee, dit sal nie pas wees nie. So, as ek vir julle sê, dames en here, daai kerk het 'n groot rol in my lewe gespeel, dan verstaan jy waarna ek verwys. Dan, dames en here, ook op nog 'n meer persoonlike noot, baie van u ken daardie persoon, dis wyle meneer Dirk Taljaard, wat in Pieter, jaar na julle 1985 by Affies begin skoolhou het, baie gou bevorder is, maar dames en here, van die eerste dag wat Dirk daar ingestap het by Affies, het 'n mens besef, hier is 'n besondere mens, en dit is 'n cliché om te sê, hy het diep spore getrap, dit is inderdaad so, hy was in baie opsigte my, behalwe 'n boesemvriend, ook my regterhand, unieke mens, ek dink dis al onderwyser by Affies, waar daar tydens 'n les 'n smokebreak was vir die onderwyser, want dit was Dirk se een 'n nadeel, dit het ook sy lewe gekos op die ou einde, is hierdie verdomde rokery. Maar dames en here, Dirk het selfs na sy aftrede groot rol in my lewe gespeel, en ook in die lesing vanaand, is hy wat my aan kunsmatige intelligensie blootgestel het. Nou, ek wil dit dadelik sê, dames en here, ek weet niks daarvan nie. Ek het nog vanoggend vir Dirk se opvolger by die skool gesê, Neil, vraag gou hierdie vraag vir KU, laat ons sien wat hulle antwoord. So ek is geensins 'n kenner daarvan nie. Dirk was my meester. Nou, dames en here, Dirk het self, jy sien daar die prachtwerk, dis nou die geskiedenis van Affies, wat in 2023 gepubliseer is. Dirk was een van die auteurs, en die ander twee was vooraanstaande historici, Prof. François de Vos, en natuurlik Professor Frans-Johan Pretorius. So toe ek nou einde verlede jaar hierdie opdrag ontvang van Lizet, het ek dadelik na Dirk toe gegaan en vir ons sê, ek wil hieroor praat, maar ek weet nie hoe om dit te formuleer nie. Nou, dames en here, die opskrifte van my lesing of praatjie eerder vanaand, dit alles is Dirk se handewerk. Omdat hy hierdie begrip gehad het van wat historiese navorsing behels, kon hy gou vir my aandui wat my probleem is met kunsmatige intelligensie. Nou, dames en here, ek haas my, die opskrifie wat jy daar lees, wat kunsmatige intelligensie nie weet nie, die onsigbare argief en die uitdaging vir die historikus vandag. Nou, daai boekie wat jy daar aan die regterkant sien, dames en here, dit is vir my eintlik die sleutel, en ek dink enigeen van u wat al argivale navorsing gedoen het, sal met my saamstem, is die een ding wat ons as navorsers, as historici, as nuuskierige mense wat argiewe besoek, die een voordeel wat ons het bo kunsmatige intelligensie, is ons weet wat kunsmatige intelligensie nie weet nie. En dames en here, jy sal lag, Dirk het verlede jaar, het hy so 'n vraag aan kunsmatige intelligensie, ek weet nie wat een van die platforms nie, gestel. En toe het die KI het erken, dat hulle kennis van die verlede is beperk, en dat die mens, historikus,
baie meer weet, omdat die mens kan in die argief ingaan en daai bronne raadpleeg. En Dirk het toe nog verder gegaan en gesê, maar skryf vir ons 'n program. En so baie van die skyfies wat jy vanaand sien, is op aandrang van hierdie kunsmatige intelligensie. Nou ek weet nie of dit 'n hy of 'n sy is nie. Ek het nou die oggend in 'n onderhoud gesê is waarskynlik 'n sy, omdat hulle dink hulle is altyd reg, ek weet nie. Maar miskien moet ons na kunsmatige intelligensie verwys as wat 'n vriend van my hierdie tannie wat op GPS praat, hy verwys na haar as Olga. Jy weet daai een wat jou sê in soveel 100 meter turn left of right of wat ook al. Maar in ieder geval, dames en here, die kruks van die saak. Daar's net 'n bitter klein gedeelte van die argief wat gedigitaliseer is. En as jy net dit vanaand onthou, dan is die Kaap Hollands, dames en here. En ek kan sommer nou al vir julle die groot geheim vertel. Daar's nie 'n kat se kans. En ek praat nou net van Anglo-Boereoorlog argiewe. Die een hier in Pretoria wat hy word nog aangedui as die Transvaalse argief bewaarplek, die TAB, daarin is al die dokumente van die ou ZHR Republiek en natuurlik ook oor die Anglo-Boereoorlog. Daar's nie 'n kat se kans, dames en here, dat dit gedigitaliseer gaan word nie. Nie in ons leeftyd nie, ook nie in die kleinkinders se leeftyd nie. Trouwens, ons grootste probleem is om te sorg dat daai dokumente nie verdwyn nie. Never mind nog om dit te digitaliseer. Dames en here, wat ek reeds vir gesê het, KI kan net weet wat reeds gedigitaliseer is nie. En dan die tweede belangrike punt, wat nie geskandeer, getik of geannoteer is nie, is vir KI onsigbaar, soos 'n boek wat nooit geskryf is nie. En ek wil weer sê, dames en here, solank jy net daaraan dink, dan daar is nie 'n kans dat KI die mens, of jy jouself nou as 'n historikus of 'n navorser of as dit net 'n stokperdjie vir jou is, soos dit vir my is, daar's nie 'n kans dat KI ons kan vervang nie. Goed, nou hierdie program het aan die hand gedoen dat ek, om te wys dat ek onbevooroordeeld is, het hy voorgestel, skryf ietsie oor wat kan KI vandag goed doen. Dit kom van KI af, dames en here, en daarom gaan ek net vinnig vir sê 1 of 2 voorbeelde noem. Dames en here, dis verstommend. Dis al wat ek vir u wil sê. U moenie dink KI is maar nou net 'n gier of wat ook al nie. Dis absoluut verstommend. Toe ek verlede jaar die eerste keer daarmee kennis maak, toe ek teruggedink aan woorde van professor Eugene Kloete. Hy het in begin 2004 het hy by Affies ons hoofdegroep kom toespreek, want behalwe dat hy 'n briljante wetenskaplike is hy iemand wat hom besig hou met die toekoms. Wat gaan gebeur? Wat die tendense is daar? En ek sal nooit vergeet, sy eerste woorde was: die toekoms is die internet en die internet is die toekoms. En ons het hom geglo. Maar dames en here, jy moet 'n gedagte hou, in 2004 was dit nog 3 jaar voor die eerste iPhone sy verskyning gemaak het. Ek dink nie daar was al 'n app nie. So al die goed wat ons vandag doen, video's kyk en e-posse stuur en FaceTime en die goed, jy het nie daaraan gedink nie. Nou dieselfde gaan gebeur met KI. Ek het nou al 1 of 2 boeke gelees op aandrang van my skoonseun en dames en here, dis baie duidelik, ons weet nie wat die einde hiervan gaan wees nie, maar wat ons wel weet en waaraan u kan vashou, daar's nie 'n manier dat daai argiewe gedigitaliseer gaan wees nie. En daarvoor het jy 'n mens wat na die argiewe toe moet gaan. Nou, ek gaan nie vir u hier nou alles vertel nie, dames en here, daar's van u wat baie meer kennis as ek het, en die van u wat nog glad nie daarmee kennis gemaak het nie,
daar wag 'n wonderlike wêreld vir u. Ek wil net een of twee goedjies noem wat my geweldig beïndruk het. Verlede jaar met ons geskiedenisstoer, Vriende van die Oorlogsmuseum hier na die ou Oos-Transvaal toe, het ons 'n gids opgestel, maar dit het net bestaan uit dokumente. En die rede hoekom dit net uit dokumente het bestaan het, dames en here, want niemand het nog ooit die storie geskryf op die spoor van die Transvaalse regering. Dit is nou van einde Mei 1900, toe hulle moes vlug hier uit Pretoria, tot September 1900, toe hulle daar by Hektorspruit, toe Paul Kruger afskeid geneem het van sy regering, afskeid geneem het van president Steyn, en afskeid geneem het van kommandant-generaal Louis Botha. En dieselfde dag, 11 September 1900, is hy oor die grens na uiteindelike ballingskap, en jy weet, hy is in 1904 daar in die vreemde oorlede. Nou, ek het toe vir Dirk gesê, kyk, daar is nie iets hier oor geskryf nie. Nou, een van die redes is, dames en here, is die argivale bronne wat daar oor is. Jy praat van 'n paar duisend telegramme. En daar sal 'n klomp historiese wat oor aspekte daarvan geskryf het. Maar as jy gaan kyk na watter argiewe hulle geraadpleeg het, dames en here, dan sien jy byvoorbeeld die paar duisend telegramme in die Leidse argief, wat ons noem die oorlogstelegramme, verskyn nie daar nie. En die rede is eenvoudig, dames en here, dis verskriklik stremming op jou oë, want dit is op 'n pink papiertjie, en dit is 'n gewone handskrif, en baie van dit het al verblyk. So, wat doen die mense? Hulle vermy daai term. Nou, ek sê toe vir Dirk, want Dirk, ons moet vir die mense 'n gids gee. Toe sê hy, stuur vir my al daai dokumente, en hy vra toe vir KI, hy het dit vir KI gevoer, en hy sê toe vir hom twee dinge, gee net vir my van die belangrikste gebeurtenisse. Dames en here, daar spoeg hy het uit, en ons het dit in die gids, en ek sien hier is van die toerlede vanaand hier, hulle sal vir hier kan sê, daar het hulle het pragtig saamgevat, beter as wat ek het kan doen, en ek dink meeste ander geskiedskrywers. En die tweede een wat my oor laat oopgaan, dames en here, toe sê, vra Dirk vir KI, skryf vir my 'n inleiding. Dames en here, dit is die mooiste inleiding wat ek nog ooit gelees het. So ek moet vir u daar sê, u moenie KI onderskat nie. En 'n mens moet ook nie 'n vrees daarvoor hê nie. Hulle kan vir jou dinge doen waartoe jy nie in staat is nie. Ek dink onwillekeurig terug hier in die 80er jaar, Pieter, is in daai matriekjaar van julle 1984, het een van ons ouers ons genooi na Infoplan toe. En toe is daar inkom, toe gee hy vir ons 'n boekie waarin jou naam voorgedruk is. En weet jy hoe dit my beïndruk? Ek onthou ek het die middag by die huis gekom vir my vrou gesê, ek het die toekoms gesien. Nou, die van u wat met rekenaars vertroud is, dames en here, ek dink die Apple Macintosh het toe nog nie die lig gesien nie. Weet? Nou, dieselfde moet hierdie KI, dames en here, hy daai dag vir ons gesê, 'n rekenaar is soos 'n ekstra hand vir jou, 'n ekstra, wat noem jy daai ding, 'n domkrag. Dit help vir jou brein, dis 'n bietjie ekstra breinkrag vir jou. Dames en here, KI, dit is dis net verstommend. Maar goed, dames en here, dan wil ek net vir jou aan wat ek aan my bas gevoel het, ek stel baie belang in die geskiedenis van wat hulle vandag Maputo noem. Trouwens, in die ou dae de la Goa Bay, Lorenzo Marx, en dis nou, Maart 2026, presies 50 jaar gelede, dat ek en my studieleier, meneer Stals, daar by die Uniegebou aangemeld het, en ek hierdie wonderlike wêreld van die Transvaalse argief ontdek het. Die argief was al die jare in die kelders van die Uniegebou, dames en here. Maar, ek was gelukkig, ek kon my M en my D skryf, en ek hoef nie juis in die Portugese argiewe te verkeer het nie, en toe het ek nou so 'n paar jaar terug besluit, maar ek gaan nou die deel oor die Anglo-Boereoorlog doen. En daarvoor moes ek nou Portugal toe gaan. Ek was nou al 3 keer daar, en ek het maar net afgeneem met my selfoon, stapels en stapels dokumente.
En so in begin 2021, dames en here, as ek so bevoorreg, my buurvrou is 'n beëdigde vertaler in 5 tale, onder andere Portugees. En so het dit gekom dat ek vir 3 jaar aan elke donderdagoggend, ek moes vir haar melktert kry, want sy's 'n Engelse tannie wat versot is op melktert. Ons het melktert en koffie gehad, en dan het ons begin vir 3 uur lank, lees sy vir my Portugese tekste, dis nie hierdie dokumente van my nie, dis tekste, en ek sit en skryf, sy lees dit in Engels, sy vertaal dit direk in Engels, ek sit en skryf, en ek het my selfoon aan, en jy kan kom kyk, ek het oor die 500 opnames daarop, en ek neem dit ook op, vir future reference. Nou, dames en here, verlede jaar, kom ek by Dirk, en hy sê, bring 'n bietjie een van daai dokumente wat jy gefotostateer het, wat jy afgeneem het, en ek het dit laat uitdruk hier. En dames en here, dis 'n wonderlike oomblik. Hier stuur jy hierdie Portugees. Nou, ek weet nie wie van u kan Portugees lees nie. Dames en here, dis Grieks vir my. Dit sal altyd Grieks bly. Maar in die volgende oomblik, hier kom die Afrikaanse teks. Dis net eenvoudig verstommend. Ek sê weer, dames en here, vir 'n navorser of 'n historikus, die laaste ding wat jy moet doen is om skrikkerig te wees vir KI. Maar ek gaan nou uitkom by waarvoor jy wel moet skrikkerig wees vir KI. Dames en here, daar is die kernprobleem. Groot deel van die argivale bronne oor die Anglo-Boereoorlog in Suid-Afrika en Brittanje bestaan eenvoudig nie vir KI nie. Dit is die onsigbare argief. En nou, die van u wat al wetenskaplike geskiedenis geskryf het, sal weet, as jy wil aanspraak maak op wetenskaplike werk, moet jy die primêre bronne raadpleeg. En dames en here, KI kan nie, en soos ek vroeër gesê het, dit gaan nog baie jare vat. En definitief ons in hier van die Transvaalse kant, dit gaan nie in ons leeftyd gebeur nie. Nou die foto wat ek daar het is baie interessant, dames en here, die dokument aan die linkerkant, dit kom uit die Britse argief. Dit is die telegramme van die Britse konsul hier in Lorenzo Marx tydens die oorlog, dis net 1900, en dan aan die regterkant is daar 'n telegram wat hy gestuur het aan die Foreign Office. Nou, ek het hierdie dokumente in die Britse argief afgeneem, dames en here, en dit was 'n geweldige belewenis, want jy sit daar en hier vertel hierdie Britse konsul, die afgelope paar dae is daar iemand in Lorenzo Marx wat die hele tyd met hom wil kontak maak, maar hy het met opset hierdie persoon vermy. Want jy weet, die betrekkinge in Lorenzo Marx tydens die oorlog was baie gespanne. Dit was vol van spioene, Britse spioene, Transvaalse spioene en so voort. Maar toe uiteindelik, toe nader die persoon hom en sê, hy kom van staatssekretaris F.W. Reitz, wat op Machadodorp is, en Reitz wil graag praat oor vrede. Dames en here, dis einde Junie 1900, toe is die Transvaalse regering al so 3 weke daar op Machadodorp. Reitz wil graag oor vrede praat. Nou om 'n lang storie kort te maak, dames en here, hy sê toe vir Reitz, goed, ek sal dit doen, vir hierdie afgesand, ek sal dit doen, maar jy moet vir my 'n bewys bring, dat jy Reitz verteenwoordig, ek soek sy handtekening. En toe 'n paar dae later is daai persoon terug met die handtekening, toe sê die persoon, goed, ek luister, laat hy vir my 'n brief of wat ook al stuur, en dit is die resultaat. Nou dames en here, daar's een Afrikaanse historikus, wat al hierna verwys het, en dis Byle Leopold Scholz. Hy verwys in sy verhandeling, wat gepubliseer is, verwys hy na hierdie poging van Reitz. Maar dit is 'n ongelooflike gevoel, dames en here, as jy daar in Brittanje sit, en jy lees hierdie, veral as jy Reitz se lewensomstandighede ken, want op daai stadium is hy 4 seuns te velde, en sy ander 4 kinders het sopas saam met sy vrou uit Lorenzo Marx na Europa toe vertrek.
En in hierdie vredesvoorstelle van hom sê hy baie duidelik, ek sal nie onder die Britse vlag werk nie. Hy het so baie mooi ding wat hy sê, my vaderland is nie die plek net waar ek my geld verdien nie. Dis waar ek vryheid geniet. So as julle nie vir ons wil vrede gee nie, ek sal nie bly nie. En daar is van u wat dalk sal onthou, dames en here, Jan, jy sal het onthou, toe ons so 3 jaar terug die ondertekening van die vredesverdrag van hier in Melrose Heights gevier het, ons het so opvoering daar gehad. Jan, ek reg, jy was EW Reits. Nou, daar's 'n skets daarvan, dames en here, dramatiese oomblik, 11:00 die aand toe die boere afgevaardigdes moet teken. Toe het almal stil geteken. Toe by EW Reits kom, toe staan hy en hy swaai sy pen so en hy sê, ek teken hierdie as verteenwoordiger van die ZAR, nie in my persoonlike hoedanigheid nie. En hy's daar vandaan deur Lorenzo Marx land uit. Nou goed, hoekom ek hierdie vir julle noem, dames en here, KI het nie 'n koek en klou van hierdie dramatiese gebeurtenisse nie. En die oorgrote meerderheid historiese ook nie, want hulle was nog nie in daai argief nie. So hier is 'n stuk uit die hartjie van die boereregering, dames en here, maar jy gaan dit nie hier by ons kry nie. Nou goed, dames en here, ek wil nou, KI het dit voorgestel, dat ek moet 2 of 3 voorbeelde gebruik. Nou, ek sou baie graag 2 of 3 voorbeelde gebruik, maar ek dink ek gaan my gehoor verloor. So ek gaan net een, en dis die Creer Miljoene. Dames en here, die liewe Creer Miljoene. Verlede jaar is ek gevra om 'n praatjie daaroor te gee, en ewe voortvarend, toe sê ek enige tyd, want ek het geweet, Prof. D.W. Creer het 'n skitterende boek daaroor geskryf. En dames en here, as u een guns wil doen, voordat iemand weer moet u oor die verdomde Creer Miljoene kom praat, sê net vir hom, lees die Bliksem se boek. Ekskuus vir die woord. Maar goed, dames en here, maar Dirk sê toe vir my, maar Peer, kom ons kyk, wat sê KI oor? En dames en here, wat KI daaroor gesê het, was pateties. Weet? En toe besluit ek, nee, wag 'n bietjie, wat ek gaan doen, ek gaan kyk watter bronne het Prof. Creer gebruik, en dan gaan ek dit in die argief naslaan, en dan met 'n PowerPoint my lesing gee. En dames en here, dit het my lewe verander, dit het my laat afsien van Delagoa Baai, daai navorsing lê daar een kant, en ek is nou werklik op die spoor van die regering. Maar, nou wil ek vir julle sê, ek het nou vanoggend het ek, of nie vanoggend nie, het was maandagmiddag, vir Dirk se opvolger by die skool, Neil Koetser, het ek hom vir my dilemma verduidelik en sê, Neil, ek wil nou nie op grond van verlede jaar se storie praat nie, dalk het KI nou al intussen iets meer gekry. Nou, dames en here, ek gaan nou vir julle lees wat sê KI oor die Creer Miljoene, en dan gaan ek die blits vinnig vat, oor wat die bronne sê oor die Creer Miljoene, en net om vir u te wys, en verskoon nou dat ek die woord lieg gebruik, maar jy kan KI nie vertrou nie. Tensy jy presies weet watter bronne ingevoer is vir KI. Nou goed, dames en here, sy vraag was, wat kan jy vir my oor die Creer Miljoene vertel? Ek wil 'n feitelike uiteensetting hê wat op gerespekteerde bronne gebaseer is. En die antwoord is baie mooi en dis waar, die Creer Miljoene is een van Suid-Afrika se mees hardnekkige legendes. Dit meng historiese feite met romantiese fiksie oor verlore skatte, is reg. Hier is 'n feitelike uiteensetting gebaseer op historiese rekords en navorsing deur kundiges soos die historikus C.R. de Wet en argiefverslae. Nou dames en here, dis snert. Al die historikus wat ek weet met die naam C.R. de Wet is generaal de Wet, wat sy stryd tussen boer en Brit op pad, ek dink is binne 3 weke geskryf het met die skip op pad Engeland toe aan die einde van 1902. So,
as jy dit lees, dames en here, is al klaar vraagtekens. Nou goed, nou sê hy kortliks wat gebeur het, en ek lees dit vir u, want dan gaan ek tyd bespaar, wanneer ek nou vir u gou die storieetjie van die kreermiljoene vertel. Hy sê, tydens die Tweede Vryheidsoorlog, toe die Britse magte Pretoria in Junie 1900 genader het, moes die Transvaalse regering, ZR, vinnig optree om hulle bates te beveilig. Dis doodreg. President Paul Kruger en sy kabinet het die hoofstad per trein verlaat na Machadodorp. Dis nie heeltemal korrek nie, hy het aanvanklik alleen vertrek, maar goed, hulle het inderdaad 'n aansienlike hoeveelheid staatsfondse saamgeneem. Dis foutief, dames en here. Wat was die skat werklik? Nou sê hy goudmunte, goudstawe, kontant, dis reg. Nou sê hy, die totale waarde word destyds op ongeveer 250.000 tot 500.000 pond beraam. Dis foutief, dames en here. Ek sal nou vir die bedrag gee. En dan gaan hy oor na feit versus fiksie. Hy sê, daar is 'n groot verskil tussen wat die legende beweer en wat die geskiedskrywing bewys. En dan gee nou die legendes 3 miljoene ponde iewers in die Laagveld begrawe. Dis alles reg, dis strooi stories, die skat is op 'n geheime trein gelaai wat spoorloos verdwyn het. Dis alles reg, dames en here, dis legendes, mites. Maar nou, sy historiese feite, nou moet jy mooi luister. Onthou nou, dis wat KU vir u gee aan die hand van gesaghebende bronne en historiese. Eerstens, die goud is gebruik om die oorlogspoging te finansier. Dis korrek, ons sal nou daarna verwys. En ammunisie in Europa te koop. Dis twak. Hulle kon nie, dames en here, want van 11 Oktober het die Britte letterlike eystergordyn om Lorenzo Marx getrek. Daar het niks ammunisie ingekom nie. Goed, ek gaan nou vir u wys uit die bronne uit. Dan, die goud is per trein na Delagoa Bay, vandag Maputo, vervoer om die regering in ballingskap te ondersteun. Dames en here, al wat kan waar wees uit daai stukkie is, daar het treine na Delagoa Bay toe gery. En nou en dan is daar goud op gewees. Ek gaan nou vir u wys, maar dames en here, dis wat KU vir jou gee. En dan die derde een, ouditeure van die ZR het noukeurig rekord gehou van byna elke pond wat bestee is. Nou, dis in 'n mate waar, ek sal nou ook vir verwys daarna, maar dames en here, ons het nie daar die historiese rekords nie. So ek sal graag by KU wil weet, waar het hy dit gekry. Nou goed, wat het van die geld geword? Die meeste historiese stem saam dat die goud nie verlore gegaan het nie, maar eerder op die volgende maniere aangewend is. Oorlogskoste, betaling aan kommandos, dis korrek. Die aankoop van wapens, foutief, medisyne en voedsel, is foutief. Diplomatie, fondse is na Europa gestuur om ondersteuning vir die boeresaak te werf en om die regskoste van die regering in ballingskap te dek. Dames en here, snert, ek gaan het vir nou lees uit die dokumente. Goed, ek dink genoeg hiervan. Nou kom ons gaan vinnig, dames en here, na die werklikheid. Jy almal weet nou, die goud is nou kwansuis verwyder toe die Britte Pretoria genader het. Daar sien jy, gelukkig het ons 'n foto, dames en here, KU weet nie hiervan nie, maar hierdie foto wat jy daar sien, is Voerel Kruger se huis. Daar staan staatssekretaris F.W. Reitz, en as jy wonder hoekom hy so bekommerd lyk, want hy het 'n week van tevore sy vrou en 4 kinders na Lorenzo Marx toe gestuur, met die hoop om hulle in Europa te kry, en sy ander 4 seuns is toe nog te kommando hier buitekant Johannesburg. En daai ouetjie wat by hom staan is 'n Amerikaner, Jimmy Smith, wat al die pad van Philadelphia gekom het, om 'n petisie met, ek kan nie onthou hoeveel duisend stemme aan Kruger te besorg, plus, ek het nou vergeet of het die Amerikaanse of 'n Transvaalse vlag is wat hy vir Kruger gebring het. Kruger was op daai stadium, dames en here, en dit weet KU nie. Dit weet ons uit ander bronne uit. Kruger was op hierdie stadium, toe Jimmy Smith daar opdaag, besig met die res van die regering en om van Tannie Gesina en sy skoondogters afskeid te neem.
En ons weet ook wat gebeur het toe die Jimmy Smith dit oorhandig het, want daar was 'n Amerikaanse oorlogskorrespondent daarby, wat pragtig geskryf het. Ek gaan nou vir u van sy foto's wys, en vertel wat het gebeur van hierdie groot kreer wat soos 'n monster oor hierdie ouetjie getroon het ensovoorts. So, maar daai aand, dames en here, is president Kreer uit Pretoria. Reeds die volgende oggend, toe laat weet hy van Middelburgstasie, nie van Machado Dorp nie, paar telegramme gestuur, en een van die eerstes was om te sê, stuur alle goud, munt, note, wat ook al, onmiddellik na Machado Dorp toe, want hulle gaan dit nodig hê om die oorlog voor te sit. En hy het ook terselfdertyd sy tesourier-generaal en ouditeur-generaal gesê, maak dat julle daar by my kom. Hy het ook gesê, stuur die staatsdrukkery, hulle het 'n staatsdrukkery in 'n trok gehad, stuur dit ook soontoe. En hy het ook laat weet, ek soek 'n waaruit ons die goudmunte en staatsnote uit kan betaal. Nou dames en here, van daai woensdagoggend, dis nou die 30ste Mei, tot die Saterdagmiddag het hy was nie generaal Smith nie, hy was toe nog staatsprokureur Smith, daar in Pretoria, sy hande vol gehad om dit te verwesenlik, want die persone in beheer van die Nasionale Bank was nie pro-boer nie, hulle was eintlik pro-Engelse, van hulle was Engelse. Hulle het hulle bes gedoen om al die goud hier te hou, want jy moet onthou, Johannesburg is daai donderdag ingeneem, 31 Mei, so hulle wou hê, hierdie goud moet in die hande van die Britte val. Goed. Ekskuus, wag 'n bietjie, amper vergeet ek. Wat gebeur nou in Pretoria, dames en here? Daai maandag, die 4de Junie, is 'n dag voor die Britte Pretoria inneem. Is al die goud nog hier in die munt in die Nasionale Bank. Ek gaan nou vir julle 'n foto wys waar dit op Kerkplein was. Wat daar gebeur het, weet KU nie, want wat daar gebeur het, is eers 49 jaar later, op versoek van generaal Smith, deur 'n klerk in die munt, Eduard Meyer, opgeteken. En generaal Smith het dit gekry, en gesê, ja, ek het die dokument self gesien, dit is soos dit gebeur het, nou kan jy dink, 50 jaar later, dames en here, ons is nou 50 jaar na 1976, en as ek so vinnig onthou toe u gehoor het van die eerste opstande in Johannesburg, 16 Junie, ek sien hier is 'n paar mense wat nik, ek kan nou 'n hele paar goeters noem wat ek kan dit onthou, omdat dit goeters is wat jou persoonlik geraak het. Nou kan jy dink, en ek kan nou vinnig vir u vertel wat gebeur het, hierdie Eduard Meyer, toe hy daai maandagoggend by die munt kom, toe sien hy maar, hier gaan niks aan nie, die werk is uitgedeel, niks van Smith se opdrag nie, ensovoorts. Hy klim toe op sy perd, hou nou in gedagte dames en here, hy klim op sy perd en hy ry al die pad hier na waar Sunnyside Primary vandag is, op die punt van Rytstraat, waar generaal Smith besig was met, hy was toe nog nie generaal nie, staatsprokureur Smith, hy het toe pas 30 jaar oud geword, die 24ste Mei, jaag na hom toe en sê, maar die muntouens, niks gaan aan nie, en Smith sê toe vir hom, gaan dadelik terug en begin, en 9 uur daai oggend daag Smith daar op, dames en here, en hy het net vir hulle gesê, kyk, ek arresteer julle, onmiddellik, julle begin die goud laai, en dis wat hulle gedoen het, die hele oggend, maar terselfdertyd, en dis belangrik, dames en here, hulle het 'n lys gemaak van al die goud, die munte, die note, die goudstawe, in duplikaat. Hierdie einste Meyer moes daarvoor teken, en hy is letterlik daar van daai plek op Kerkplein, is hy na die stasie toe. En dit het so vinnig gebeur, daar's 'n trein gereed gebring, 'n lokomotief, 'n wa met die goud, en 'n soort van konnekteurswa. Dat Smith daar op die stasie vir hom sê, goed, jy en daai 6 ouens gaan saam na Machado Dorp toe. Hulle het nie eers kans gekry om huis toe te gaan, warm klere te kry, geld, enigiets. Per toeval, dames en here, en dit weet KU nie, weet ons
hoe dit daai dag op die stasie gelyk het. Hierdie is die laaste trein uit Pretoria stasie. En hierdie foto is 'n swart en wit foto wat verskyn in 'n Amerikaanse oorlogskorrespondent. En oor hom kan 'n mens heel aand gesels, dames en here, want soos die geluk dit wou hê, was hy op daai stadium in Pretoria en hy besluit, hy wil 'n onderhoud met Paul Creer op Machadodorp hê. En daai trein het 11:00 die oggend van 4 Junie vertrek. Net daarna het hierdie trein van Eduard Meyer en sy 6 manne met al die goud getrek. Hoeveel goud was daar, dames en here? 750.000 pond se goud. En die persoon wat dit vir ons gesê het, is Jan Smuts. Daar sien jy hom hoe hy gelyk het tydens die Anglo-Boereoorlog. Smuts het later daai dag hier ooswaarts gegaan na eerste fabrieke. Goed, dames en here, ek haas my. Hulle ry deur die middag, die aand, kom die nag 2:00 op Machadodorp aan, en wie is die ontvangskomitee? 'n klomp dronk ouens van die Ierse brigade. Dames en here, as jy nou vir iets wil bang moet wees, is dit hierdie Ierse brigade. Dis hoekom ek is nie 'n ondersteuner van die Ierse rugby span nie, want ek dink aan hierdie, die meeste van hulle, wat ek vir sê, nee, ek gaan nou nie sê hulle was vuil goed nie, maar kom ek sê iets, hulle is nie ideale skoonseuns nie. Ek kan my na die tyd kom vra, dan vertel ek vir wat by Komatipoort gebeur het, dat hulle en die Italianers het hulle so aan die drank vergryp, dat van die ZAR beamptes het vir hulle lewens gevlug na die Portugese kant toe, soos hierdie klomp gedrink het en mekaar dan doodgemaak het. Maar goed, dames en here, hulle kom daar 2:00 die nag aan, niemand weet hiervan nie, en toe kuier hulle maar saam met die Ire, en toe dit son opkom, ek wil net vir julle nog 'n foto wys. Hierdie foto weet KI ook nie van nie, want dit kom uit 'n privaat versameling. Dis van Dr. Arnold van Dyk. Dis 'n foto, dames en here, wat deur 'n Britse geheime agent geneem is, en op die oorspronklike foto merk hy wie of wat is in watter trok, soos sê maar 1 is Creer se woning, 2 is waar die goud is, ensovoorts. En dames en here, daai wa met al die goud, 750.000 pond. Generaal Smuts het na die oorlog geskryf, dit het hom oneindig plesier gegee, dat daai klompie goud wat hulle die maandagoggend uit Pretoria kon kry, het hulle in staat gestel om die oorlog tot einde Mei 1902 te verleng, maar dit het die Britse regering, ek weet nie hoeveel miljarde ponde gekos nie. So hy dink dit was 'n goeie belegging. Maar goed, daai oggend toe ontmoet hulle nou oom Paul en hy wil te hoor van die goud en hoe dit in Pretoria gaan, want onthou dames en here, hy sal die vorige Dinsdag weg en hy hoor net hier gerugte van. En daai selfde dag het die Britte Pretoria ingeneem. Nou, daar sien die regs Creer se wa, is ook deur my goeie vriend Tiaan Skutte van Nelspruit, hy was so goedgunstig, ek het vir hom hierdie swart en wit sketse gestuur, en dames en here, dis ook kunsmatige intelligensie wat vir ons hierdie wonderlike kleur van ou foto's bring, en dis hoe hy het ingekleer, die een links, dames en here, behalwe vir daai wag, die persoon wat hier daar staan is F.W. Reitz. Daar is die staatsdrukker, en jy sal sien, daar is papiere opgeplak, dames en here, uit daai wa het hulle vir 3 maande lank amper 100 staatskoerante en oorlogsberigte gepubliseer. Gelukkig het dit bewaar gebly. Dis in die argief. En as daar nou iets is wat ons so gou as moontlik moet skandeer, is dit daardie 3 maande sin, want dit vertel vir jou in 'n groot mate die storie. Nou weer eens, dames en here, KI weet nog nie daarvan nie. Daar is die waar, dames en here, en dis nou waar al die kwaad van die Creer miljoene vandaan kom. In daai waar het Meyer vir 'n maand lank tot middel Julie gewerk, saam met die tesourier-generaal en die ouditeur-generaal. Al wat daar gebeur het, al die skuldeisers, want onthou, oral waar die kommando's gegaan het hulle goed voorrade in dit geneem en dan net 'n kwitansie gegee.
dit het 'n werkwoord geword vir daai regering, waar hulle vir die ouens sê, gaan na so en so en so, maar onthou om 'n kwitansie te gee. En dan bygesê, jy kon jou kwitansie dan vat Machado Dorp toe, na daai spoorwegwa toe. So vir die volgende maand ten minste, dames en here, is daar ver oor 100,000 pond daar in goue munte en in note. Dis belangrik. Note wat eintlik waardeloos was, want onthou die Britte sit hier in Pretoria, is dit daar uitgedeel en almal het geweet daarvan. En dit is deels waar die storie vandaan gekom het, daai goud op Machado Dorp. So onthou nou daai trok. Dames en here, ongelukkig vir die boere, einde Augustus, 27 Augustus, die slag van Bergendal, almal is as jy verby Belfast gery het, op pad af na Machado Dorp toe, op die regterhand, daar bo op die kruin van die Hoofveld, daai gedenkteken, daar het die Britte deurgebreek. Daai aand vind daar toe 'n baie belangrike telegrafiese gesprek plaas. Louis Botha op Machado Dorp stasie. Die boere het intussentyd, al 'n paar dae voor die slag, al hulle spoortreine, daar ten minste 7 sulke treine gestaan, waarop daar ammunisie was, voedselvoorrade en natuurlik die goud ook, afgeskuif na Waterval onder. Daar sien die Waterval onder. Nou dames en here, jy moet maar mooi kyk van, daar's niks oor van dit wat jy daar sien nie, selfs nie eers hierdie platform nie. Maar hoekom ek die skuifie ingesit het, dames en here? 2 redes. 1, President Kreer, van wie die koue, hy ken Machado Dorp in die winter, het hy einde Junie afgeskuif Waterval onder. Ek gaan nou vir 'n skuifie wys van waar hy gebly het. Maar daardie aand, in daardie telegraafkantoor, is dit toe Kreer, Steyn, Reitz, paar boere-generaals, en op Machado Dorp is dit Louis Botha, en ek dink Ben Viljoen was ook daarby. En hier vind een van die belangrikste telegrafiese gesprekke van die hele oorlog plaas. Wat gaan ons nou doen? Nou op die regterkant, dames en here, dis die oorspronklike teks, soos die telegrafis dit geskryf het, en aan die linkerkant is die getranskribeerde teks, en daarbo aan sê het ook wie teenwoordig was. Nou dames en here, daai aand is oor daai aand is daar al baie nonsens geskryf, en die rede is, niemand of bitter min mense het die moeite gedoen om in die argief te gaan en daai dokumente te trek nie. En nou wat gebeur het, nou 40 jaar na die oorlog verskyn hierdie pragtige boek van Dominee A.J. Burger, en dit is 'n indrukwekkende boek, dames en here. Hy vertel hoe Middelburg ingeneem is en sy ondervindinge op die kommando ensovoorts. Maar jy moet nou weet, 40 jaar vir party mense, dan kom maar allerhande fabels na vore. Hy skryf byvoorbeeld daar, of hy dig woorde aan president Steyn toe wat hy nooit gesê het nie. So ek het dit net ingesit om vir jou nou te wys. KI gaan dalk een of ander tyd by hierdie boek uitkom. En as jy nou vir hom vra, wat het gebeur die aand van 27 Augustus, dan gaan hy vir jou sê, president Steyn het gesê, maar nou gaan ons oor na guerrilla oorlogvoering toe. En president Steyn het dit nie gesê nie, hy het wel ander goeders gesê. Maar goed, dames en here, daai aand, en eintlik die volgende oggend is daar toe besluit, ons moet nou pad gee, Nelspruit toe, president Kreer, dis daai dag al besluit, met buiteland toe, want dit is redelik logies gewees. En nou, dames en here, nou gebeur die volgende, daar sien jy 'n foto, die onderskrif is H.C. Bredel, dis Manie Bredel, Kreer se leiwag en sekretaris, hy was ook waarnemende kommissaris van polisie, staan voor die trein op Machado Dorp. Nou, dames en here, dis nie Machado Dorp daarin. Dis Waterval onder. En dis net 'n navorser of 'n historikus wat dit sal sien. As jy daardie foto nou skandeer vir KI, gaan hy dit vir jou uitgooi. En dis verkeerd. Wat dit so belangrik maak dat dit Waterval onder is, dames en here, is daardie is die goudtrein. Want onthou, daai wa moet goud, dis net een wa, gaan nou, vertrek nou daai oggend, Dinsdagoggend 28 Augustus 1900,
vertrek hy van waterval onder. En wat gebeur nou? En hier het Prof. Frans Johan Pretorius het vir my so pragtig raakgevat, toe hy sê, maar dis eenvoudig. Almal weet nou, kyk die nuus versprei, want daar's baie van die kommandolede wat nou al teruggeval het na waterval onder. Kreer gaan buiteland toe. En hier sien hulle die wa, almal ken hom van Machado Dorp, dis waar jy jou kwitansies gaan inruil het. So daai goud gaan saam met Kreer. So dis een van die maniere hoe hierdie mite ontstaan het, Kreer is met die goud uit. Die ander een is, maar wag 'n bietjie, Kreer is nie met daai trein oor die grens nie. Hy het van treine verwissel, eintlik van wa verwissel. So wat het van daai wa met die goud geword? Dis eers daar in die Laagveld begrawe. Goed, dames en here, die werklikheid, daar is Kreer se woning, u kan gerus dit besoek, en hierdie moes ek vir u ingee, dit het niks te doen met die Kreer miljoene nie, maar dis 9 Augustus 1900, voor daai gebouetjie wat vandag nog staan, en die rede hoekom Kreer so treurig lyk, dames en here, hy het pas 'n brief gekry, eintlik 'n telegram, van Louis Botha. Onthou, dis 9 Augustus, is lank voor die slag van Bergendal. Louis Botha se kamp op daai stadium by Machado Dorp. Waar Louis Botha sê, Roberts het laat weet, ek gaan weer 'n paar 100 vrouens en kinders vir julle stuur. Weet nie of jy weet daarvan, die dames en here, hy het by 3 geleenthede gedoen, in die hartjie van die winter, sommige gevalle op oop goedere trokke, afgestuur na die boere nie. Concise, hy gaan hulle nie onderhou nie, hy kon hulle nie onderhou nie, sulke nonsens. En in daai selfde telegram sê Louis Botha vir hom, dit lyk vir my die Engelse begin nou teen ons vrouens en kinders oorlog maak, wat dit eintlik was. Nou weer eens, dames en here, KI het nie 'n katse klou van daai gebeure nie. Goed, hulle kom op Nelspruit dieselfde dag en daai middag, ek gaan baie gou, dames en here, dis 'n uitvoerende raad notiele, en hulle het 'n aanbod gehad van 'n Duitse firma, Wilken en Ackerman, en Lorenzo Marx, wat sê, ons is bereid om die oorblywende, en nou is die kern, dames en here, onverwerkte, rugoud, RIW, die Nederlandse rugoud, by julle te koop. En dat vanselfsprekend, dames en here, aanvaar die regering dit, want wat gaan jy anderste nou mee doen? Jy kan dit nie te velde vat nie. En dit staan in daai notiele, ek is nou te lui om my teks te kyk, maar dames en here, dit is iets soos 164.000 pond, en is verkoop teen 3 pond 10 shillings per fyn ons of pond of wat ook al. Die waarde was so min of meer 150.000 as ek reg onthou. En dit is aangeteken. Goed, nou dames en here, ek wil nou terugkom na daai boekie heel aan die begin. Jy sien hom daar aan die linkerkant. Dit is die dagboekie van Meindert Noem. En ek kan nie vir julle sê hoe belangrik daai dagboekie is. Nie net oor die Kreer miljoene nie, dames en here, maar ook wat op Machado Dorp en Waterval onder gebeur het. Net vinnig een voorbeeld, Waterval onder, toe hulle met daai trein ry na Nelspruit. Min mense weet dit, min historici het dit ooit besef, dames en here, het president Steyn en sommige lede van die Vrystaatse regering saam met Kreer en die Transvaalse regering na Nelspruit toe gery en hulle het oor 'n paar goeters gepraat. En ek wens ek het die tyd gehad om vir te sê waaroor ek kan nie. Maar die dagboekie van Noem wat reg aan die begin vir jou op die skerm was, dames en here, dis toevallig waar hy skryf wie was almal op die trein, ouditeur-generaal, tesourier-generaal, F.W. Reitz ensovoort. 'n kosbare bron. Weereens, KI weet nie daarvan nie, want hulle weet nie van hierdie dagboekie nie. Nou goed, dames en here, hy kry die opdrag en hier is ek nou moet bieg, ek het baie naby gekom om daai linkie vas te lê. Maar ek sal vir die nommer van die versameling gee. Zabef,
jy weet ook, jy kan gaan kyk vir hulle, en dan sal jy sien, hy's nog steeds daar, want ek sal nou vir u verduidelik, hoekom ek hom amper vasgelê het, dames en here, maar daar staan het, by die kruisie, ek het spesiaal daai 4 kleertjie daar by, dit is 30 Augustus, verlaat Nelspruit, na Lorenzo Marx, en dan op die regterkant, dames en here, sê hy, hoe laat hulle by elke stasie was, en wat dit so belangrik maak, dames en here, dit sê vir ons, hoe lank het vat van Hector Spruit, waar Kreer binnekort sou vertrek, na Komati Poort toe, min of meer 'n uur, so, binne 2 uur, nadat hy op die 11de September afskeid geneem het van sy mense, was hy oor die grens. Goed, en dan, dames en here, daar aan die regterkant, heel bo staan daar 31 Augustus, besig goud af te laai by Wilken en Ackerman. Maar dames en here, wat nou belangrik is, dis nie meer die Transvaalse goud nie. Daai goud is verkoop. So, dit behoort nou aan Wilken en Ackerman. Nou, hy sê dit, as ek reg onthou, was dit 62 kuste goud, wat van Nelspruit gegaan het. Die Duitsers laai dit op 'n Duitse skip, die Bundesrat van die Duits-Oos-Afrika linie, 30 of 32 kuste. En dit gaan nou Duitsland toe. En natuurlik, dames en here, nou versprei die storie, want almal weet nou, Wilken en Ackerman laai goudkuste op 'n Duitse skip. So dadelik gaan die boodskap, of die boodskap wat versprei word is, Transvaalse goud gaan Europa toe. Duitse skuldeisers lek hulle lippe af, want sedert die oorlog begin het hulle nog geen betaling gekry nie. En toe daai skip in Hamburg aankom, lê hulle beslag daarop. Dis die regterkantste brief, wat hulle toe aan Dr. Leitz, die ZAR se regeringsverteenwoordiger in Den Haag stuur en sê, ons het julle nou. Ons het beslag gelê op hierdie goud en ons eis nou ensovoort. Arme Dr. Leitz, dames en here, weet van niks, want onthou, daar was nie meer telegrafiese korrespondensie tussen die Transvaal en Europa nie. Die Britte het alles gesensor. Al hoe hulle kon kommunikeer was met briewe, wat hulle afgesande gehad het, wat briewe gevat het. Hy hoor eers 2 maande later, dat daai goud behoort nie aan die Transvaal nie, so hy kan het maar los. Die linkerkantste bladsy is net om vir u te wys, hoe goed Leitz boekhouer, dames en here, daai inskrywings wat jy daar sien, is alles briewe, wat gewissel is oor hierdie goud. Nou, daar is Leitz, is nie 'n baie goeie foto van hom president Kreer, dames en here, daar is sy versameling. Dis gepubliseer hier so in 1920 aan, en daarin skryf hy nou, dit sal ek vir u moet lees, want ek kan dit nie meer so uit my kop onthou nie. Onthou nou, Leitz is die regeringsverteenwoordiger in Europa, so hy sal weet van geld. Wat skryf Leitz nou? Dis nou na die oorlog, dames en here, en dit is gepubliseer daar. Die sogenaamde Kreer-miljoene word so genoem omdat mense glo dat Kreer met die uitbreek van die oorlog geld na Europa gestuur het of saamgeneem het. Dit is geheel onjuis. Kreer heeft in het geheel geen gelden gezonden of meegenomen. Al het in Europa belegde geld was daar reeds aanwesig toen de oorlog uitbraak. So daar het jy, dames en here. Goed, ek gaan vir jy 'n laaste een wys, daai foto wat jy daar sien. Dit is hier 1951, toe skryf Mani Berdel, die ou wat jy daar by die trein gesien het, wat saam met Kreer Europa toe is, 1904 teruggekom het, skryf hy aan wat hulle genoem het Paultjie de Villiers, nog 'n figuur, dames en here, wat daar weinig oor bekend is. Hy was die hele oorlog, daai 3 maande op Machado Dorp, en toe van September tot Mei 1902 op kommando, te velde. Hy het ponde onderteken. Hy skryf in sy herinneringe wat in die argief is, gaan nou iets daaroor sê. Hy het nie 'n tafel of stoel gehad nie. Hy het op sy rug gelê en hy het 'n kussing op sy maag gesit en hy het hierdie ponde onderteken.
Na die oorlog het hy hierdie ponde uitgedeel. Ek weet toevallig Prof. Frans Johan Pretorius het een van hulle. Maar, wys die kaliberman wat hy was, dames en here, in sy argiefstukke is daar bladsye en bladsye 'n naam van elke persoon waarna hy hierdie goed gegee het. Want kyk, dit is regeringseiendom, alhoewel dit waardeloos was, en nou dalk net versamelaarswaarde het, was dit hier in, ek dink is 1929 toe hy begin. Maar hulle skryf nou mekaar, en wat sê Manie Marits nou vir hom? Ek bedoel, as daar nou een ou is wat sal weet wat het van die goud geword, dan is dit Manie Marits, Manie Berdel. Hy sê, wat die kwessie, dis nou wat hy aan Paukie de Villiers skryf, wat die kwessie van die kreermiljoene betref, kan 'n mens maar al die stories op jou broek skryf en vee dit met die hemp af. Daar is wat my persoonlik betref geen waarheid hoegenaamd in nie. En dan gaan hy so aan, ek weet ook dat die tesourier-generaal se papiere destyds aan Dr. Leitz in Europa gestuur was, en dis waar, ter bewaring, maar wat daarvan geword is, weet ek nie. En nou wonder ek of die dokumente van ons ou republiek nie miskien aan die regering hier gestuur was. Dames en here, nou wil ek by die werklike kreermiljoene inkom. U onthou daai foto van Manie Berdel voor die trein. Daai oggend saam met die goud, dames en here, was daar ten minste een trok vol regeringsdokumente, vol oorlogstelegramme, daai einste, verskoon die woord, blerrie telegramme waarmee ons so worstel, daai duisende van hulle, is hier, toe Kreer daai 29 Mei vertrek het, daai selfde oggend, het Reitz 'n telegram gekry, nie Reitz, ekskuus, die hoof van die telegraaf kantoor van Kotsenberg, telegraafdienste, van die Transvaalse konsul Lorenzo Marx, wat sê, ek is reg om daai kuste te ontvang. En wat hy gedoen het, hy het baie gou al daai telegramme daarin gepak, en dit plus 'n klomp ander dokumente, dames en here, is Europa toe. En dis die werklike kreermiljoene, dames en here, 'n onskatbare skat, want 'n mens kan net, ja, ek wil nou nie die Britte van oorlogsmisdade aankla nie, maar ek glo nie daai Transvaalse dokumente sou dit oorleef het nie. Goed, dames en here, ek dink, maar goed, as jy my nou nog nie wil glo nie, dan hoef jy nie, maar ek wil nou vinnig, as jy my 5 minute gee, wil ek vir op 'n ander faset wys, en wat ons nie uit die oog moet verloor nie. Dames en here, ons as mense kan nie toelaat dat masjiene, of dit nou KI is, of Instagram en al hierdie twak, ons menslikheid van ons wegneem nie. En ek wil nou vinnig vir julle 'n stukkie lees, en ek het sy toestemming van Prof. Frans Johan Pretorius, uit sy terugblik. En daar waar hy sê, sonder menslike vertolking bly die bron stom. Nou ek gaan jy vir vinnig vertel, en dan wil ek vir vra, ek sê sommer nou vir jy vooraf, dink u KI kan so 'n stukkie geskiedenis laat herleef? En die antwoord is nee. Nou waaroor dit gaan, dames en here, is die dood van Dani Tron, 5 September 1900, hier in die Gatsrand, dis waar die latere Vogwil tot stand gekom het. Hy is daar op 'n plaas in 'n skermutseling met die Britte. Terloops, dames en here, hy en sy makker het uitgery en toe loop hulle in hierdie Britse patrollie vas. Sy makker het die Hasepad gekies en Dani Tron het 3 van die 7 Britte doodgeskiet en 4 gewond. En 'n Britse bevelvoerder daarna by hoor hierdie geweldige geveg. En hy dink is 'n boerekommando en hy trek los met sy 4.7 skeepskanonne. Dames en here, dis omtrent die deursnee. En 'n skerf daarvan het Dani Tron in die gesig getref, het so onmiddellik dood, en volgens herinneringe van 'n Britse soldaat wat op sy lijk afgekom het, sê die helfte van sy gesig was weg. Nou, dames en here, die menslike faktor. Desember 1972 doen Frans Johan Pretorius, toevallig was ons daai jaar in sy eerstejaarskas, hy het vir ons
professor van der Merwe, hy het vir ons antieke geskiedenis gegee. En hy is daar op die plaas waar hierdie voorval gebeur het, Elandskraal. Nou dames en here, ek kan net wel vir u die name lees, want ek dink u sal almal in die geestesoog dit kan sien. Desember 1972 voer ek 'n onderhoud met die 88-jarige Mara Malherbe, dogter van Rooi Piet Pinaar, op die plaas Elandsfontein aan die Gatsrand. En hier is vir my dis aangrypend, dames en here. Sy was 16 jaar oud, toe Dani Tron die oggend by hulle opstal aangegaan het, van waar hy sy dood tegemoet gery het. Sy vertel dat net voor Tron sy perd bestyg het, haar ouer suster aan sy baadjie lapel 'n roset van die 4 kleur, die vlag van die Suid-Afrikaanse Republiek, vasgesteek het. Mara onthou hoe teleurgesteld sy was, want sy wou dit doen, maar haar suster het haar voorgespring. Nou, Prof Pretorius het nie die hele storie vertel nie, dames en here, weens woordbeperking. Wat gebeur het, u ken dit as jy 'n ouer boetie of sussie het, daar's 'n pecking order. Haar sussie het haar uit die pad uitgestamp, om eers daai roset op Dani Tron se lapelwapen vas te steek. Goed, hier is Desember 1972, so hy hoor nou, Prof Pretorius hoor nou van hierdie roset. Toe, in Junie 1974, vind ek iets in die Britse argief in Londen. 'n leer getiteld Evidence re Body of Man Killed at Wolfhart's Farm, Elandsfontein. Dit bevat verklaringe van verskeie Britse soldate van die gebeure op 5 September 1900. My hart bons en ek wil opspring en vir my mede-navorsers van my uitsonderlike fonds vertel. Nou ek is seker, hier's 'n paar van u, ja, ek kan sien. U het al sulke oomblikke beleef, né? Maar al die Britte staar stywe boelop na die dokumente oor Britse glorie voor hulle. Opgewonde lees ek die getuienis van kavalaris C.S. Myers van Marshall's Horse. I was present when the body of the man said to be Tron was found. There was a rosette on his coat with combination Transvaal OFS colours. Late in the day, I was at the farm asking for information of the enemy when a girl there told me they had passed there, but one was missing, which the commander told her was Tron of Krugersdorp. I then showed her the rosette, which she at once identified as Tron's. Nou, dames en here, K.I. se stert. Hulle kan nie by hierdie goed uitkom. Ek sluit af, dames en here, en dis nou al stukkie negatiewe nuus. Maar ek moet dit vir u wys. Dis hoe dit deesdae in ons argiewe gaan, daai regterkantste een. Dis Nelspruit en Barberton, dis die eerste grondaktes. Ek dink hy begin by 1891. En die ergste was nou die dag, toe kom 'n senior amptenaar daarin, en hy dra die band, en hy gooi het so voor die 2 dames neer. Hulle is net uit die aard van die saak besig met 'n grondeise saak, want dis alwaar dit deesdae daar gaan. Jy sal nie glo nie, ek is al nader geroep om te help, want hulle kan nie die Nederlands of die Afrikaans lees nie. En hier's 'n kollega van my daar agter wat hulle ook al baie gehelp het. Maar wat net vir my skokkend was, dames en here, hierdie amptenaar wat 'n senior amptenaar was, hy blaai net so in hierdie gekrekelde bladsy. Besef u hoe kosbare dokument is dit. Dit pla hom nie, blaai net so. En die tannie vat hier 'n ding en sy druk dit hier onder. Jy weet dat ek dink die voorblad gaan afskeer. Hoekom noem ek dit vir u, dames en here? Ons erfenis, veral nou die Anglo-Boereoorlog, die dokumente daaroor, die is ook in gevaar. Daar het ek vir, dis Denys Reitz, die beroemde Denys Reitz van Commando Farm,
Dit is natuurlik baie later in sy lewe geneem. En regs sien u 5 van die 15 bande van Colonel Denyse Wright's papers, sy dokumente wat hy geskenk het. Nou, dit gaan nie, hoewel daai 5, dames en here, ek is hulle deur, dit gaan nie oor Denyse Wright nie, dit gaan oor sy pa F.W. Wright, en dis al daai oorlogstelegramme wat getik is. Nou besef jy, dames en here, in daai trein op Machado Dorp, en ek weet nie of die te velde ook getik is nie, want ek het nie daai bande geraadpleeg nie, maar die van Junie en Julie 1900 is almal getik. Plaas ek dit 2 jaar terug geweet en my baie moeite gespaar. En dit kan gedigitaliseer word. Maar nou die probleem is, dames en here, toe ek nou die versameling bestel, kon hulle net op daai 5 bande afkom. Die ander 10 is weg. Dames en here, 'n ander onbekende, of nee, ek weet nou vir hom, dis die Paukie de Villiers. Hy het 12 bande argivale materiaal geskenk. In dit, ek kon 3, kon hulle vir my bring, die ander 9 is nog weg. In daai bande, dames en here, is die kwitansies te velde. Dis sulke stukkie papiertjies. Dit lyk soos die oud affies onder u sal weet, as daai ou banke se blad een of ander tyd afgaan, dan is daar 60 jaar se papiertjies wat daar uitkom. Nou dit lyk so. Dis kosbare goed, dames en here, want daar staan daar, sê maar, 3 beeste by so en so geneem. Dis hier ergens in die Oos-Transvaalse Laagveld tydens die guerrilla oorlog. Sê maar 3 pond 10 shillings 5 pennies, so iets. Al daai papiertjies het hy bewaar en geskenk. Dis iets wat jy kan digitaliseer en jy vra vir KI, stel vir my 'n lys op, hoeveel geld is uitbetaal en wys vir my waar in die ou Transvaal is hierdie plekke. Maar dames en here, jy kan dit net doen as jy die dokumente in die hande het. Nou goed, die goeie nuus is, en ek dink nie is 'n landsgeheim nie, daar's uit verskeie oorde is daar nou in Afrikanerkringe gaan daar daadwerklike poging aangewend word om ietsie aan te doen. Die SA Akademiese Geskiedeniskommissie, dames en here, hou oor so 10 dae of wat spesiale simposium hieroor. Jy is welkom om dit by te woon. Dames en here, ek sluit af. KI kan nie die verlede red nie. Die redding, die verstaan en die betekenis bly in die hande van die mens. Dis ons, dames en here. En dis nou my beroep op u, die ongedigitaliseerde dokumente wag nog vir ons in die argiewe in Pretoria, Bloemfontein, Londen, Den Haag en Lissabon. Laat ons die argiewe nie aan die vergetelheid oorlaat nie. Baie dankie. Baie dankie Peer, dit was 'n verskriklike insiggewende praatjie, verskriklik interessant met al daai feite wat jy so opgeroep het. Ek is mal daaroor. Maar as ek nou 'n oomblik kan neem, kan ek my eie staaltjie ook byvoeg met die KI. En ons is ook maar besig met die navorsing en weet jy, KI is wonderlik in baie opsigte. Dit kan vir jou 'n dadelike buitelyn gee van 'n projek waarmee jy besig is. Dit kan vir jou daai data analiseer as jy vir hulle die regte bronne gee. Maar ek het byvoorbeeld ek het spesifiek 'n lys van die beeldhouer Donnie die Jager se kunste. En van sy meer obskure kunswerke waarvan mens nou nie eintlik veel inligting vind nie, nie eens in ons eie argiewe nie, is ek nou op soek na. En ek sit dit toe in KI om te kyk, ek maar waar kan ek nou 'n bietjie bronne kry? Sê vir my watter bronne kan ek goed vind. En daar sê hulle vir my, Donnie die Jager se privaat versameling nommer 48 is in die Bloemfontein se argief. Dis foutief, is in die Erfenisstichting se argief. En daar gaan plaas ek dit nou weer terug, my antwoord en sê, dit is in die Erfenisstichting se argief. En toe sê hy vir my, ja, jy's doodreg.
Dit is in die Erfenis Stichting se argief wat op ons webtuiste gelys word. So daar is nog baie ontwikkeling met so 'n nuwe tegnologie, glo ek. En daar is tog baie goeie en positiewe kante ook hiervan wat hier uitkom. En ek wil julle nou juist voorstel aan een van my kollegas wat so 'n bietjie gaan speel het. Maar voordat ek hom na vore roep, wil ek net so 'n bietjie vir julle vertel van hom. Sy naam is David Brandt en hy is die kultuurtuiste se bedryfhoof media en bemarking. David se ervaring strek oor meer as 3 dekades, van studenteverslaggewer by die Potchefstroom Herald, subredakteur by Rapport en beeld tot redakteur van die ATKV se tydskrif Taalgenoot. Hy was die uitgewer en grafiese ontwerper van tientalle publikasies, het handelsmerke soos die van Marula Media geskep en het 'n geseënde loopbaan as joernalis met honderde artikels uit sy pen wat in verskeie tydskrifte, koerante en aanlyn media verskyn het. Hierdie trotse pa van 3 het nie net 'n passie verskryf nie, maar ook 'n groot liefde vir musiek. Wat min mense weet, is dat David vir die Drakensbergse Seenskoor en die Kanaries gekeur is, geleenthede wat hy tot sy spyt gemis het oor finansies en die afskaffing van verpligte militêre diensplig. Hy was egter wel deel van die destydse Noordwes jeugkoor onder leiding van Albie van Wyk en vir 4 jaar lid van die Alabama Studentegeselskap. Ons luister graag na wat David oor KU dink en veral hoe dit die musiekwêreld aan die grond set. Verwelkom asseblief vir David Brandt. Baie dankie Lisette, daar het my nou baie ver teruggevat en baie dankie vir 'n ongelooflike insiggewende praatjie wat dit vir my nog meer super spesiaal maak is dat D.W. Creer my oupa is en ons het in die familie al oor jare gesê wat mens eintlik met daai boek moet doen, nog erger woorde as wat u gebruik het om mense te oortuig dat dit inderdaad is soos wat hy daaroor geskryf het en hy was nogal 'n korrelkop gewees, sy bynaam op die pik was Daantjie Donner, so ek wonder wat sy hy vandag gesê het oor die hele polemiek wat elke nou en dan opwel rondom die Creer miljoene, maar baie dankie. Dames en here, ek wou begin met 'n klassieke verwerking van Hop Hop Spinnekop, omdat die musikale deel van die program my te beurt geval het, maar gaan eerder nie 'n gedwonge aanval van die sogenaamde oorwurm op die loods nie. Die wêreld van klank en musiek het sedert Edison se fonograaf silinder in die 1880s groot spronge gegee. In die 1950s verskyn langspeelplate op die toneel en in die 60s slaan mense hul hande in hul hare en sê die kaset se vermoë om klanke op te neem is die musiekbedryf se doodskoot. Die Walkman sit musiek op 'n drafstap in oefenklere en in die 80s knikker kompakskuive of CD's kassette van die rakke af. Net toe al wat 'n huis en 'n motor 'n CD-speler het, verskyn MP3 formate op die mark. Net nie dit nie, klink die klaagliedere op. Apple se iPod veroorsaak met die draai van die millennium 'n opskudding en die feit dat rekenaars en die wêreld toe nie in die jaar 2000 ineengeplof het nie, lei die begin van stromingsplatforms in. Eers YouTube en die manewales van kykies reg oor die wêreld, tot vandag wat ons met 500 stromingsplatforms sit wat enigiets van rolprente tot musiek in die palm van jou hand plaas. Met elke omwenteling of tegnologiese spinnekopsprong, klaar doen profete enerzijds kliphard en druk anderzijds hulle ore styf toe. Proteskrete soos video kill the radio star word selfs gewilde wysies. Is radio na 130 jaar dood? Nee. Lyk die manier van radio luister anders? Ja. Suid-Afrika alleen spog met meer as 300 radiostasies.
Ons luister in die motor, op ons fone, op ons rekenaar en selfs luister ons radio op ons televisies. Is televisie dood? Glad nie. 80% van die bevolking spog met 'n televisiestel in hulle huise. Lyk die aanbod anders en is die keuses meer as in Januarie 1976, 'n skamele 50 jaar gelede. Natuurlik is langspeelplate na 70 jaar dood. Hoegenaamd nie. Trouwens, in 2025, net in Amerika alleen is 49 miljoen vinyl langspeelplate verkoop. Die vrees oor die jare dat elke Jan Rap en sy maat in die motorhuis gaan begin musiek maak en uitreik, was kortstondig en die klankkaf is baie gou van die koring geskei. Vriende, dit is dalk 'n omslagtige ompad tot by die jongste musiekdebat oor kunsmatige intelligensie, maar ek dink tog 'n broodnodige historiese herinnering dat vrees en vooruitgang altyd op twee verskillende klankgolwe speel. Die gebruik van tegnologie, kom ons noem dit slim tegnologie in musiekvervaardiging, is geensins 'n nikkie nie. Toe Cher Believe in 1998 bekendgestel het min mense besef dat dit in werklikheid 'n kantelpunt in tegnologie was. Die liedjie het nie net 'n wêreldtreffer geword nie, maar dit was ook die eerste keer wat Auto-Tune gebruik is. Auto-Tune, ontwikkel deur die ingenieur Dr. Andy Hildebrand, was oorspronklik bedoel as 'n subtiele hulpmiddel om toonhoogte effens reg te stel. 'n manier om vokale glipsies of sommer padlangs gestel valsnote te verbloem. Met ander woorde, 'n digitale veiligheidsnet vir sangers. Tydens die opname van Cher se Believe het die vervaardigers Mark Taylor en Brian Rolling egter besluit om die effekte van die sagte ware te oordryf, eerder as om dit weg te steek. Deur die retune spoed drasties te versnel, het Cher daardie kenmerkende robotagtige glyklank tussen note gekry. 'n Klank wat later wêreldwyd bekend gestaan het as die Cher-effek. Het dit Cher as kunstenaar vervang? Nee, dit het haar inderwaarheid gevestig. Die Auto-Tune kreatiewe eksperiment is vandag 28 jaar later standaard praktyk in elke opnameateljee. Net so word die klanke van 'n volle simfonieorkes haarfyn met tegnologie gerepliseer, van harpys tot strykstok tot vioolsnaar. En het u al ooit na 'n lewendige optrede van 'n kunstenaar gekyk en gedink, "Sjoe frikkie, maar jy klink daar maar baie anders as op die draadloos." Welkom in die wêreld van kunsmatige intelligensie in musiek. Die debat is nie nuut nie, net soos die stof sekerlik nooit sal gaan lê rondom kunstenaars wat met backtracks optree en kunstenaars wat met 'n lewendige orkes optree nie. Verander dit werklik die wese van die werk, van die kuns of die boodskap? Die kernvraag is, waar eindig 'n musikale kruk soos Auto-Tune en rekenaarklanke, kom ons noem dit sintetiese klanke, en waar begin en eindig KI se kloue op die kreatiewe skepingsproses? Die antwoord lê nie in of nie, maar in en. En dit besef radiostasies en stromingsplatforms reg oor die wêreld. Ter plaatse het Jakkals Vibes vir 'n paar weke 'n knippel in die hoenderhok gegooi, maar vinnig 'n podiumplek op treffersparades begin inneem. Vandag is KI musiek amptelik deel van talle radiostasies se speellyste en Jakkals Vibes sal kritisie en puriste ten spyt in ons geskiedenis met die woord pionierswerk onthou word. Waar KI wel tans tekort skiet en hierin lê 'n belangrike sleutelnoot of middelseë, is lewendige optredes. En dis waar Jakkals Vibes se koek bietjie plat val. Vir nou is dit 'n mens met 'n masker, met 'n paar pragtige dansende dames,
maar in wese 'n platejoggie. Uitvoerende autentiekheid, die spoegwolf hempskeer of 'n van Coke wat oor die hande van 'n gehoor gly ontbreek. En tog, dames en here, het KI reeds groot spronge in die uitvoerende musiekbedryf gegee. Dink byvoorbeeld aan die uiters gewilde ABBA-vertoning in Londen, waar hy op die maat van van hul grootste treffers en selfs nuutskeppings saam met 'n jong ABBA-groep kan jol. Gaan 'n nuwe geslag of oor 'n jaar of wat 'n Elvis-vertoning bywoon? Heel waarskynlik. Gaan mense dit bloot bywoon om 'n digitale reïnkarnasie van Elvis te sien? Sy kenmerkende heup swaai of sy been wikkelbewegings all shook up? Te herleef of oor sy swart kuif te swymel? Ek twyfel. Maar om Can't Help Falling in Love woord vir woord saam te sing, omdat dit 'n nostalgiese aar raak boor. Ons almal het 'n autentieke nostalgiese verhouding met musiek. Jy kan dit sien en ruik en proe en byna daaraan raak. Jy voel dit voordat jy dit hoor. Ek onthou die klanke van Nana Mouskouri en Kenneth McKellar, wat die brandhuishouding Sondagoggende uit ons slaapnevels laat ontwaak het. 'n Stredende wekker wat soos die alle volke loof die Heer ken wysie, gesê dis kerk toe gaan tyd. Musiek sê iets van die tydvak. Musiek is onthou en musiek is hoe gevoel klink. So het as elkeen 'n band met musiek, 'n lewensspeellys. Soms steek 'n spinnekop of 'n rooi rok of 'n bokkie of 'n sokkie kop uit by die braaivleisvuur, maar daar's musiek en ruimte vir ritmiese rymelary en die dingetjies wat iets diep dra. Soos Annelie van Rooyen sing, daar's musiek in die wind en die asem van lewe. Daar's musiek in die son en die klop van my hart. Luister net mooi. Daar's musiek oral om ons heen, donkerte wat donkerte weg sal kan neem. Daar's musiek wat lewe kan gee aan elke een. Vriende, gaan KI kunstenaars ontroon? Glad nie. Gaan dit ons musiekskatkis verruim en meer mense die geleentheid gee om gehoor te word? 'n Stem gee? Beslis. KI kan inderwaarheid ons musikale IQ verhoog. Algoritmes maak immers reeds aanbevelings oor musiek wat sogenaamd in ons smaak val. Kuns was nog altyd 'n konstruksie, 'n harmonie tussen mens en masjien, hart en harde skyf. Nie of nie, maar en. Wat ons nie kan bekostig om te doen nie, is om ons kritiese denke, ons gesonde oordeel, die harde vraagstukke van ons tyd en ons stories aan KI uit te kontrakteer. Want musiek het 'n hart. Deur KI met verantwoordelikheid in te span om te verruim, is dalk net die antwoord op die vervlakking op soveel terreine. Van die openbare diskurs, ja, en dikwels die vervlakking in lirieke. Eerder as om KI as 'n bedreiging vir kunstenaars te sien, kan dit 'n katalisator vir kreatiwiteit wees. Solank ons aanhou skep en skryf, veral in Afrikaans, op 'n servet, op 'n stukkie papier of in ons gedagtegange, sal musiek 'n menslike asem en hartklop hê. 'n Kunswerk wat deur KI ingekleer word, geraam word. Nie in diens van KI nie, maar KI se meester. Die kwas stewig in die skepper se hand. 'n Kop vol drome en eindelose moontlikhede. Hop, hop, spinnekop, stop. Soos 'n 8-been langbeen loop die water oor my wange. Ek onthou haar reuk, haar voetval deur die gange. 'n Web van onthou met my binneruim verweef. Ek hoor haar wysies hoog bo wolkekrabbers sweef. Dis my baie lekker om vanaand 'n praktiese voorbeeld of die potensiaal vir ons wat verantwoordbaar teenoor ons taaltradisie en toekoms
ons kom vandaan en waar jy nou staan, met u te deel. Die kultuurtuiste borrel en bruis nie net hier nie, maar het nou ook 'n musikale voetspoor wat saam met die tydsgees beweeg. En pas met vernuwing, sonder om iets prys te gee of te vervreem. Luister gerus op Spotify en YouTube na ons groeiende album getiteld Toekomsbou. Dis die egtheid van ons stories met 'n moderne kinkel met 'n hoofletter KI. Ons deel graag vanaand met u 2 van hierdie snitte. Die eerste geloof, hoop en liefde en die tweede ongekarteerde paaie. Luister gerus saam. Baie dankie. Gesmee en sweet en bloed op Afrika grond, geword al 'n volk van volharding, 'n diep verbond, Afrikaner gesin, gemeenskap wat saam staan en glo, ons enigste bron van hoop en krag kom van bo, geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Ek is 'n Afrikaner, ek is Afrikaans, kom ons bou die toekoms, net hier en nou. Dis ons plig om ons kinders te leer, waarom ons die gelofte op 16 Desember eer. Son op Senetafie staan ons braaf, van vandag 'n beter môre te bou. Sit jou hand in myne, kom ons bou, daar's geen beter tyd as nou. Die vyand sal die knie buig, Afrikaner, dis tyd om uit te styg. Geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. Ek is 'n Afrikaner, ek is Afrikaans, kom ons bou die toekoms, net hier en nou. Ek is 'n Afrikaner, ek is Afrikaans, kom ons bou die toekoms, net hier en nou. Op 'n koppie in Pretoria staan 'n granietkolons, 'n baken van toekomshoop. Gelofte spore wat oor dekades oor berg en dal loop, oor die groen grasvelde van Natal. Uitgestrekte Vrystaatse vlaktes tot in Transvaal, hoor jy die stemme by Bloukrans en Bloedrivier, maar ook die gesprekke, gedigte en gelag van elke nuwe geslag. Ongekarteerde voetval, ewig deur God gerus, gestuur tot hier. Deur eeue se grondwerk van bid en vertrou, deur God se genade onbegrensde kultuurtuiste ontvou. As die Here die huis nie bou nie, lui die bekende